Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 23ste Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: krag en petrol styg skerp van 1 April 2026. Nuushooftrekke vir vandag. Suid-Afrika het baie reg gekry in die afgelope 30 jaar volgens die president. Krag en petrol word skerp verhoog vanaf 1 April 2026. Mbalula noem dat die ANC nie bang is vir sanksies nie. Drankmisbruik in die Noord-Kaap bly 'n probleem. Griekwa 97, Grens 7 in SA bekerreeks. Proteas wen Kiwis in T20 wedstryd. Nersa het in 'n brief wat die koerante onder oog gehad het erken, hy die aangepaste pryse aangekondig, al is die dokument waarin die redes hiervoor uiteengesit word nie amptelik goedgekeur nie. Dit het aan die lig gekom in die brief wat Nersa aan Afriforum, wat die elektrisiteitsverhoging aan die hof beveg het, geskryf het, nadat die sonder sukses vir die dokument aangevra het. Die reusagtige brandstofprysstygings gaan gepaard met verhoogde brandstofheffings. Rolani Matebula, uitvoerende bestuurder van Nersa, het in 'n radio-onderhoud gesê, hy besef die verhogings is op die tydstip ondraaglik, maar is al manier waarop Eskom sal kan oorleef. Die 8,76% verhoging vir die direkte gebruiker van Eskom kragskop op 1 April en op 1 Julie vir munisipale kliënte. Nog 'n verhoging van 8,83% wat reeds goedgekeur is, wag vir die 2027-2028 boekjaar. Regter Jan Swanepoel het in sy uitspraak in Desember gesê, die besluite oor die tariefverhogings wat aan die geheim en sonder die publiek se kennisname geneem is, druis in teen die statutêre raamwerk van die norme van die grondwet. Nersa sê in sy brief aan Afriforum, die energiereguleerder het die hervasstelling van die pryse op 13 Februarie 2026 goedgekeur. Die opgedateerde dokument word tans gefinaliseer en sal vir oorweging op die energiereguleerder se vergadering wat vir 21 Maart geskeduleer is, voorgelê word. Die elektrisiteitspryse het 'n direkte impak op huishoudings, ondernemings en in die breër ekonomie. Daarom behoort besluit oor Eskom se toelaatbare inkomste ten volle gemotiveer en naspeurbaar te wees en sonder veil beskikbaar gestel te word. Die Minerale Raad het vroeër gesê, dit is moeilik om die pad vorentoe te bepaal as die redes vir die besluit nog nie bekend gemaak is nie. Ons moet eerlik besin oor die afgelope 30 jaar of ons gevorder het van die regte op papier na regte in die praktyk vir ons mense. Ja, ons het vordering gemaak, so het president Cyril Ramaphosa gesê. Miljoene van ons mense het toegang tot basiese dienste, het Ramaphosa Saterdag in Kimberley gesê, waar die regering Menseregte Dag herdenk het. Ons moet erken dat te veel Suid-Afrikaners steeds die vernedering van werkloosheid, die onregverdigheid van ongelykheid en die daaglikse stryd van basiese dienste moet verduur. Volgens hom word Menseregte Dag herdenk oor hoe ver Suid-Afrika gekom het in die bou van 'n verenigde, nie rassige, nie seksistiese, demokratiese en voorspoedige Suid-Afrika wat steeds in wording is. Ramaphosa beskou die grondwet as Suid-Afrika se grootste bron van nasionale trots, nie net vanweë wat dit bevat nie, maar ook hoe dit geskryf is. Meer as 29 miljoen arm werklose en weerlose Suid-Afrikaners kry tans ouderdomspensioene, ongeskiktheidstoelaas, kindertoelaas en ander vorme van sosiale ondersteuning. Voor 1994 was dit anders gewees. Net 'n klein getal Suid-Afrikaners, hoofsaaklik wit mense, het sulke voordele ontvang. Dit is sonder twyfel dat ons oor die afgelope 30 jaar veel vermag het om die menswaardigheid van miljoene Suid-Afrikaners te herstel, naarmate ons apartheid se skaduwee gewyk het. Die ANC-leierskorps is nie bang vir die sanksies nie, het vir Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, Saterdag in Johannesburg gesê, by die party se massa-optog, die verdediging van Suid-Afrika, se soewereiniteit en demokrasie. Mbalula se uitdagende uitlating hou verband by 2 Amerikaanse wetsontwerpe, wat indien dit wet word, sal behels dit sanksies teen die ANC-leierskorps ingestel sal word. Mbalula sê die ANC het niks gedoen wat moontlike sanksies deur Amerika regverdig nie. Die diplomatieke verhouding tussen die Suid-Afrikaanse regering en Trump se administrasie het in die laaste tyd versleg, met Trump wat beweer 'n wit volksmoord vind in Suid-Afrika plaas. Ons is 'n soewereine staat, 'n demokrasie, 'n konstitusionele staat. Ons moet gerespekteer word, het hy aan al die mense gesê. Misdaad in die Noord-Kaap het in die algemeen effens afgeneem, maar drankmisbruik bly 'n groot probleem. Die grootste afname in misdaad was in die Namakwa distrik met -22%, gevolg deur die Pixley Seksheme -9% en ZF Mkawo
op minus 0,5%. In die 3 maande is 18 vroue en 7 kinders vermoor, meestal met messe. Die algemene moordsyfers het toegeneem terwyl verkrachtings met 4,7% afgeneem het. Francisbaard distrik bly die distrik met die meeste verkrachtingssake. Pogings tot moord het met 18% toegeneem en aanranding het onderskeidelik met 5,9% en 10% afgeneem. Motordiefstalle het ook toegeneem, maar diefstal uit voertuie het met 2,4% afgeneem. Die nuutste misdaadsyfers dui daarop dat geweldsmisdade in die Noord-Kaap toeneem weens alkoholmisbruik. Ondanks die suksesse is die polisie en die DA dit egter eens dat die misdaad nie alleenlik deur wetstoepassings opgelos kan word nie. Vrystaat Landbou, Sakeliga en die landbouorganisasie SAI wend hulle môre tot 'n dringende grondslag tot die Hooggeregshof van Pretoria om die regering te verhoed om die private verkryging van toedienings van enstof vir die back-and-close te blokkeer. Die verhoor op 24 Maart handel oor die eerste fase van die aansoek, naamlik 'n interdik om die staat te verhoed om private persone en entiteite te keer om geregistreerde of goedgekeurde BK's en stowwe aan veto te dien. Die hersieningsaansoek, wat die tweede fase van die proses sal vorm, sal later volg. Die VL sê die dringende aansoek volg nadat die minister van Landbou versuim het om 'n wettige grondslag te verskaf vir sy verbod op private verkryging en toediening van die BK's en stowwe. Intussen die Vrystaatse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling 23 nuwe gevalle van die virussiekte bevestig. Volgens die departement is 200.000 dosisse van die biogenesis Bigo-enstof op 25 Februarie ontvang. Die Iranse vloot het verlede week 'n Indiese skip wat vloeibare petroleumgas of LPG vervoer veilig deur die straat van Hormuz begelei, 'n skynbare teken dat Iran ernstig daaraan is om sy vriende wat Suid-Afrika insluit se vragskepe deur te laat. Die offisier se skip was deurentyd in radiokontak met die Iranse vloot, het hulle gesê. Die Iraniërs het besonderhede van die skip se vlag, naam en sy oorsprong en bestemmingshawe, asook die nasionaliteit van die bemanningslede gehad. Almal was Indiërs en het hulle op 'n vooraf ooreengekome koers gelei. Dit lyk asof Iran sekere vaartuie toelaat om deur die Hormuz te beweeg na verifikasie sodra die skepe Iranse waters betree het. Die Hyde Monster in Durban met 45 teenoor 0 gewen. Eben Etzebeth is boonop besig om 'n skorsing uit te dien, terwyl Apaleli Fase, Edwil van der Merwe, Jaden Hendrikse en Bongie Manamri ook tans nie beskikbaar is vir die Sharkspan nie. Alhoewel Petersen agterna 'n tevrede man was, sê hy die uitslag was geregverdig, net soveel meer waarom die KwaZulu-Natal se franchise nie in die onderste helfte van die punteleer tuis hoort nie. Die Haie beklee tans die 11de plek. Die Haie pak kare Vrydag in Durban vir kragmetings met Ospreys in Edinburgh op 'n kort Europese toer. Hierna sluit hulle die liga fase tuis af teen Benetton en Zeebrey. Petersen dus voel dat die Haie kan nie bekostig om nou enige van die oorblywende wedstryde daar te verloor nie. Die Boland Cavaliers het met 73 teenoor 24 die Falcon in die Boland Stadion in Wellington Saterdag afgeslag. Die Griekwas was die wenners van 97 teenoor 7 oor 'n grens. Die Cavaliers se volgende wedstryd is Saterdag teen die SVD Arende in George. Ander uitslae was die OP 22, SVD Arende 26. Die Griekwas het 97 punte aangeteken, teen die Grense 7 punte. Die Griffins het 29 opgestapel, teen die Luiperds se 23 punte. Die SA Beker 2026 punte leer lyk as volg. In die eerste plek is die Griekwas op 14 punte, in die tweede plek is die Boland met 14 punte. Die SVD Arende is in die derde plek met 11 punte. Die Pumas lê in die vierde plek met 10 punte. Gevolg in die 5de plek deur die Griffins met 9 punte. Die Cheetahs is in die 6de plek op 6 punte. En die Valke is in die 7de plek met 5 punte. In die 8ste plek is die Oostelike Provinsie op 1 punt. In die 9de plek is die Border Bulldogs op 0 punte. Die Luiperds is in die 10de plek op 0 punte. Die Proteas het met hulle sege met 19 dopies in 'n koekblik in Wellington met 2 elk in die reeks van 5 wedstryde gemaak. Suid-Afrika se 164-5, sy hoogste van die reeks, was genoeg om Nieu-Seeland vir daarna vir 145 en 18,5 beurte uit te bou. Wian Mulder is met die tweede bal weer vullinnelik uitgebou. Dit was 82-2 na 10 beurte vir Suid-Afrika, waarna die aanvangskolwer Tony de Zorzi 23 aangeteken het van 21 balle in die volgende beurt van die draaier Kyle McConchie 1-26 sy bouwerk in die dekveld gevang is. Seers het 1-22 het uitstekende laaste beurt afgestuur, waarin hy 1 loopie afgestaan het. Die Protea draaiers het op 76-2 die momentum geswaai. Soebrayen 2-13 het in sy T20 buiging vir Duin Cleaver
op 26 van 16 balle en Bevan Jacobs in 3 in 18 volgende beurte uitgehaal. Dit was 88 vir 4 in die 11de bilbeurt. Maharaj het daarna gesê, Zubra Jin se 2 paadjies het die wedstryd vir die Suid-Afrikaners geswaai. 122 vir 8 met 5 beurte oor het Gerald Kosee 3 vir 31 die laaste paadjies laat kantel. Nieu-Seelandse vroue het met hulle sege met 6 paadjies hulle reeks teen die Suid-Afrikaanse vroue met 3-1 beklink met nog 1 wedstryd oor. Die Suid-Afrikaanse span as 'n toer maak Woensdag en Christchurch klaar. Die Switser Alessandra Keller het die Kaapse bergfietsryer Candice Lill gister gehelp om hulle eerste Cape Epic bergfietstoer te kan wen. Lill het haar 8ste Epic voltooi. Sy en die 30-jarige Keller, wat haar Epic debuut gemaak het, was 'n gedigte kombinasie en nie die vroue wedren oorheers. Hulle het algeheel meer as 50 minute voor hulle laaste teenstanders geëindig. Dis nie net 'n eendag wedren nie, jy moet vir 8 dae aantree en al die pad beklei tot by die eindstreep, het sy gesê. Lill sê wat sy nou doen was 'n droom van kleintyd af. Om op 'n bergfiets te ry is iets waaraan ek al van kleins af gedink het. Oor die jare het baie mense geglo ek sal dit nie kon gemaak het nie, maar jy moet net aanhou om te verbeter en jouself verder te druk, het sy gesê. Jannik Sinner, tans die tweede beste speler op die wêreldranglys, het Saterdag sterk begin by die Miami Ope gehad, terwyl Jakob Mensing, die verdedigende kampioen, eers die skrik moes afskud nadat hy die eerste stel verloor het om sy openingsstryd te wen. Nadat hy Daniel Medvedev in sy eerste Indian Wells geklop het, probeer Sinner om die eerste te word om die Indian Wells en Miami ATP 1000 titels te verower, sedert Roger Federer dit in 2017 vermag het. Medvedev het ook min tyd gehad om aan te pas, maar kon terugveg met 'n sege van 6-7, 6-3 en 6-1 teen die 19-jarige Japanese uitnodigingsspeler Rei Sakamoto. Mensik wat in die derde ronde by Indian Wells die knie moes buig het ingevolge van die siekte gevoel om die titel in die moontlike eerste wedstryd te verdedig, maar het sy kop op koers gekry om die Australiër Adam Walton met 3-6, 6-2 en 6-4 te wen. Die vierde gekeerde Duitser Alexander Zverev het die derde ronde bereik met 'n sege van 6-2 en 6-4 teen die 133ste gekeerde Amerikaner Marta Dam. Die 8ste gekeerde Ben Shelton van Amerika is deur die Kazakhstan se Alexander Shevchenko met 6-7, 7-6 en 6-3 ook gewen. Die vierde gekeerde Coco Gauff het op haar beurt die vierde ronde gehaal nadat sy teruggeweg het vir 'n 3-6, 6-0 en 6-1 oorwinning teen haar landgenoot Alicia Parks. VRK-wedstryde van die 13de ronde lyk as volg. Die Bulls het 40 aangeteken teen Cardiff Rugby se 7, Scarlets het 36 teen Zebras se 17, Benetton het 31 aangeteken teen Ospreys se 19 punte, die Glasgow Warriors het 38 punte opgestapel teen Leinster se 17, Ulster het 19 en Connacht 26, die Lions het 54 en Edinburgh 17 punte, die Sharks het 45 en Munster het 0 punte gekry. Die VRK punteleer lyk as volg. In die eerste plek is Glasgow Warriors op 49, in die tweede plek is Ulster op 42 punte, in die derde plek is die Stormers met 41 punte, in die vierde plek is Leinster met 41 punte, in die vyfde plek is Cardiff Rugby met 40 punte, in die sesde plek is Munster op 39 punte, in die sewende plek is die Lions op 37 punte, in die agste plek is die Lions met 35, Connacht is in die 9de plek met 35 punte, in die 10de plek is Ospreys met 29 punte, gevolg in die 11de plek deur die Sharks met 28 punte, Benetton is in die 12de plek met 27, Edinburgh in die 13de plek met 23 punte, die Scarlets in die 14de plek op 21 punte, die Dragons in die 15de plek met 20 punte, en die laaste plek is Zebra op 12 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dean of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so, Messina 2033, Polokwane 1628, Lephalale 1830, Mbombela 1832, Mahikeng 1731, Pretoria 1827, Johannesburg 1619, Ermelo 1422, Kalahari 2235, Gaborone 1828, Richards Bay 2129, Pietermaritzburg 1729, Durban 2131, Port St. John's 1924, Pongola 2034, Maputo 2235, Bethlehem 1226, Bloemfontein 1429, Allewal Noord 1528, Welkom 1728, Vryburg 1627, Kimberley 1732, Appington 2336, Prieska 2035,
Springbok 1735, Karasburg 2037, Keetmanshoop 1937, Mariental 2236, Alexanderbaai 1524, Brandvlei 2135, Loederitsbaai 1531, Vredendal 1537, Kaapstad 1728, Sutherland 1229, George 1424, Jeffreys Bay 1725, Gebarra 1725, Grafreinet 1322, Kaaphoogalaas 1722, De Aar 1631, Maltino 1225, Beaufort Wes 1728, Oos-London 1722, Mabalani 22 in die oggend, 35 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag, die rand verhandel teen R17.04 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.92, 'n euro kos R19.64, 'n pond verhandel teen R22.63, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,971, palladium per fyn ons is $1,444, silwer per fyn ons is $67.62, goud per fyn ons is $4,480, Brent ruolie per vat is $112.20. Gedagte vir die dag: droom groot, werk harder, laat dinge gebeur, bereik jou doelwitte. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.